Daar's baie foto's. Daar's 'n groot foto. Dis wat daar is. Die nuwe fone en die moeilike foto's. Ons kan maar weer sit. Vriende, dit is altyd 'n vreemde geleentheid om mense by te verwelkom. Maar kom ons dink so daaraan dat dit 'n verwelkoming is op 'n plek wat vir Jan baie kosbaar was. En dat ons weet as ons hier is ons juis op die plek waar sy spore lê, waar sy hart was, waar hy baie tyd hier gebring het. En op die manier betuig ons ook ons meelewing, ons hulde, ons dankbaarheid vir wie Jan was en vir wat hy gedoen het en vir die goeie herinneringe wat elkeen van ons saam met hom kan hê. So ons gaan begin met Song of Joy, soos wat dit op die programmetjie is. Die woorde het julle daar, Julio Ecclesias. Paar oomblikke daarna van stilte en dan sal ek in gebed voortgaan.
Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat los nie. Nie vandag, nie maandag, nie môre, en ook nie nou, Here, hier waar ons aan die einde van woorde gekom het. Ons praat maklik, maar op so 'n moment soos vandag, en in hierdie tyd waarin ons leef, besef ons woorde is min, veral antwoorde, want ons is klein, stoffelike mense. Dankie dat ons deel mag wees van 'n groter wêreld, die skepping. Dankie dat ons U mag ken. En dankie dat U ons ken, ons trane, ons lag, ons verlange, ons vreugdes. En dankie Here dat ons dit van Jan weet. U het hom so geken, deur en hom lief gehad. Hy wat aan U behoort het, en U wat by hom gestaan het. En dat hy daardie voorbeeld en wete aan sy gesin, aan Dalena, Jan Petrus, Colleen, aan familie en vriende, aan kollegas kon oordra. Ons dankie vir al die goeie herinneringe, waarvan die foto's in hierdie programmetjie, maar ook die foto's in sy boeke vertel. Foto's met verhale. Dankie vir die goeie herinneringe. En dankie dat selfs in die swaar tye, die afgelope weke, daar herinneringe is waaraan Dalena en Jan Petrus en Colleen hulle kan troos, kan vashou. Here, U weet dat dit anders geloop het as ons gebede. Help ons om in ons hartseer vrede te vind en rus en weer 'n lied om te kan sing van blydskap. Ons bid vir troos vir hulle wat so naby aan hom was. Ons bid vir 'n woord vanoggend, 'n woord van troos en hoop en rigting waarmee ons kan verder gaan. In Christus naam. Amen. Beste vriende en familie, Jan was iemand van woorde. Hy het woorde gelees en woorde bedink en woorde ingespan en woorde gebruik, en van daardie woorde het hy boeke gemaak, en saam met die woorde foto's, beelde wat ons weet dikwels veel meer sê as 1000 woorde. Ook dit was in sy boeke, sy nalatenskap wat ons altyd by ons sal kan dra. En daardie beelde, die foto's, het Jan gaan soek, buite, ver weg,
sy reise deur die Vrystaat se klein dorpies en die Noord-Kaap en ander verre plekke. Jan was iemand van die buitelug, soos vandag hier. Vandag waar 'n mens voel om Karel Schoeman, daar die ander Vrystaatse geskiedskrywer, aan te haal. Die leegheid neem jou op en die stilte omsluit jou. Nie meer vreemde groothede om van oor is afstand onbegrypend te betrag nie. Die onbekende land word vertroud en die deurganger onthou nie meer dat dit eens nog sy bedoeling was om verder te reis nie. Halverwege op die pad ontdek jy effens verras dat die reis voltooi is en die bestemming reeds bereik. Waar vind mens dan 'n woord om mee te troos oor dit wat gebeur het? Oor dat Jan nie meer so hierdie aardse paaie saam met ons sal loop en die reis nie. Waar vind 'n mens 'n woord? My gedagtes het na die ou gebedeboek van Israel gegaan, na een van die mooiste gedigte daarin. Woorde oor die buitelug en die veld en oor waar dit alles vandaan kom, want ja, Jan wou ook altyd weet, waar kom dit alles vandaan? Hoe dit gebeur, dat dit is soos wat dit vandag is. Die geskiedenis, die oudtyd. En daardie woord, daardie gedig, is Psalm 104. En terwyl ek dit lees, kan jy maar rondkyk, jou oë sluit as jy wil, opkyk, beleef waar ons is, en die wind voel. Psalm 104. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot, U is bekleed met koninklike luister, U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. U wat die wind U boodskapper maak, die weerlig U dienaar. U wat die aarde vasgevestig het. Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek. Die waters het boor die aarde gestaan, boor die berge. Maar toe U dit aanspreek, het hulle gevlug voor die krag van U stem. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloei na die plek wat U vir hulle bestem het. U het 'n grens gestel waaroor hulle nie mag gaan nie, die aarde nie meer oordek nie. U laat fonteine in die valleie ontspring en tussen die berge deurstroom. Daar kom die wilde diere drink en die wilde donkies hulle dorsles. Die voëls maak hulle neste langs die water en kwetter tussen die takke. Uit die hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitspruit vir die diere en groen plante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry, wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Die bome van die Here kry volop reën, die seders op die Libanon. Die hoë berge is 'n tuiste vir die kliphokke, die rotse is 'n skuilplek vir die dassies. U het die maan gemaak om die vaste tye mee aan te gee. Die son weet wanneer om onder te gaan. As hy die donker bring en dit nag word, roer die diere in die bos. Die leeu's brul op soek na prooi. Hulle vra hulle kos van God. As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle skuilplekke, en dan gaan die mens na sy werk toe. En hy werk tot die aand. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van alles wat U gemaak het, en U het alles in wysheid geskep. Almal is van U afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak U hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof.
U gee die lewensasem en daar is lewe, ook uit die grond, laat u nuwe lewe spruit. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie, mag die werk van die Here hom vreugde verskaf, hy wat na die aarde kyk en dit bewe. Ek wil tot eer van die Here sing, solank ek lewe, ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hierdie bepeinsing van my vir hom aanneemlik wees, ek wil my in die Here verbly. Mag hierdie bepeinsing van my vir hom aanneemlik wees, ek wil my in die Here verbly. Vriende, hoe verbly 'n mens jou na so verlies? Hoe gaan 'n mens aan? Dalena en Jan Petrus en Colleen en julle as familie en vriende en kollegas en die reisgenote van Jan. Hoe sal ons hom onthou en die herinneringe saamdra? Psalm 104, hierdie ou gebed, is 'n lied oor die skepping. Oor dit wat ons die natuur noem. En vra dat die wetenskap dit ontsluit. Die veld, die buitelug, die wolke, die wind, die weer, die groot waters, van die oertyd af. En hoe daar in hierdie grootsheid plek is, lewensruimte en voorsiening en veiligheid en ritme van dag en nag en seisoene en veral van reëntyd. Hoe daar voorsiening is vir plante en diere en mense, die detail van ons lewens. Een van die mooiste verse in hierdie gebed, Psalm 104 vers 14. Here, U laat gras uitspruit vir die diere en groenplante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Dan staan 'n dubbelpunt. Wyn om mense se harte bly te maak. Olie om die gesig te versorg. Kos om aan 'n mens nuwe krag te gee. Die vrolikheid van ons hart, van ons gemoed, en die versorging van ons gesigte, ons voorkoms, en die voedsel wat ons nodig het om te leef, en uit krag te put, tot in daardie fynste detail, ons vrolikheid, ons voorkoms, ons voedsel, is vir God belangrik, want ja, God is die God van detail. God is die God van die individu, klein of groot, wit of swart, waar jy jou ook al mag bevind, daar is hy, in die grootsheid van sy skepping, en in die groot ritmes daarvan, is hy by ons, die bron van alles, die oorsprong van tyd en ruimte, en die gewer van liefde en sorg. Die gans andere, oor wie ons eintlik nie veel woorde het nie. 'n paar jaar terug het die Fransiskaanse teoloog Richard Rohr geskryf, In Christian mysticism, there is finally no distinction between sacred and profane. The whole universe and all events are sacred, serving as doorways to the divine for those who know how to see. In other words, everything that happens is potentially sacred if we allow it to be. Our job as humans is to make admiration of reality and adoration of God fully conscious and intentional. Admiration of reality and adoration of God. Then everything is a prayer and an act of adoration. If we knew how to adore, then nothing could truly disturb our peace. We would travel through the world with the tranquility of the great rivers, the tranquility of the great rivers. In die week waarin Jan gesterf het die riviere weer begin loop.
En die wonder van die skepping is dat die riviere sal bly loop, soos wat seisoene kom en gaan. En dat ons as mense vir 'n kort tydjie daarvan getuies mag wees, vol verwondering. Dis deur daardie verwondering dat alles vir ons heilig word. En dat ons uiteindelik 'n paar woorde mag vind, as ons so bevoorreg is, om iets te sê oor die skepping. En oor die skepper daarvan. En daarby kom die skrywer van Psalm 104 aan die einde uit. Wanneer ek God in die grootsheid van sy skepping en sy handewerk ontdek het, dan kom daar by my rus en 'n dieper wete wat gegrond staan op vertroue en verwondering. Vertroue in die ritme wat God geskep het. Vertroue dat hy sy hand oopmaak en lewensasem en 'n lewenskans en lewensmiddele gee. En wanneer die tyd verby is en ek weer stof word, deel van die klei waaruit ek geneem is, en my asem na God toe terugkeer, wat dit aan die begin gegee het, en die kringloop voltooi is. Beste Dalena, Jan Petrus, Colleen, Jan is nie weg nie, maar Jan is huis toe. Die reis hier is klaar. Maar dit laat ons nie met 'n leegte of 'n verlatenheid nie. Hoewel ons dit mag beleef. Dit laat ons met verwondering oor die sirkel wat hy voltooi het. Want behalwe dit wat ons rondom ons sien en beleef en waarvan Jan die mooi foto's kon neem en die woorde gevind het om dit te beskryf, behalwe dit is daar meer aan hierdie lewe. Is daar 'n ander kant. Psalm 104 vers 2 sê, U is met 'n kleed van lig omhul, Here. God is met 'n kleed van lig omhul, versluier, as jy wil. En wanneer ons hier die laaste asem uitblaas en terugkeer na die hand waaruit ons aan die begin gekom het, dan is dit asof daar die sluier vir 'n moment weggetrek word. En ons God sal sien en ken soos wat hy ons van die begin af gesien en geken het. En dan bly daar net oor die verwondering. Hoe sal ons bly kan wees met Jan nie hier nie? Ja, wanneer ons sy lewensreis onthou en terugblaai na sy woorde en sy foto's. En wanneer ons ontdek dat in ons eie lewensreis syne voortgaan. Deur hierdie mooi landskap waarin ons bevoorreg mag wees om te leef en waarin hy voorsien en asem gee en by ons sal bly. Ons sal weer bly kan wees. Soos wat Jan toe hy gesê het, die dag as ek nie hier is nie, moet julle die lied speel. Come, sing a song of joy, for peace shall come, my brother. Sing a song of joy, for men shall love each other. That day will dawn, just as sure as hearts that are pure, hearts that are set free. No man must stand along with outstretched hands before him. Reach out and take them in yours with love that endures. En die volgende lied, and if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. Mag ons woorde, ons bepeinsing, ons gedagtes aan Jan en oor die lewe homhuldig en vir God aanneemlik wees. Amen. Kom ons luister na die tweede lied, Day is Done.
silent like everyone? Is it the thunder in the distance you fear? Will it help if I stay very near? I am here. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. 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 Do you ask why I'm sighing, my son? You shall inherit what mankind has done. In a world filled with sorrow and woe, if you ask me why this is so, I really don't know. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. 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 Tell me why you're smiling, my son. Is there a secret you can tell everyone? Do you know more than men that are wise? Can you see what we all must disguise through your loving eyes? And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. 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 And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. And if you take my hand, my son, all will be well when the day is done. Ek wil nou graag geleentheid gee aan 'n baie goeie vriend van Jan, Philippe Burger, en daarna sy swaar, Frans Skols, om namens die familie woorde te rig. Môre almal. Dominee Jan, baie dankie vir 'n baie besonderse preek. Jan is inderdaad iemand gewees wat ongelooflik van die natuur gehou het en ek dink hy so ongelooflike waardering gehad het vir wat jy gesê het. Ek wil vandag vir Jan se lewe vier. Ek dink ek praat namens ons almal as ek dankie sê vir die voorreg om hom te kon ken en hom in ons lewens te kon hê. Hy het almal van ons se lewens verryk en die wonderlike was, hy het dit op 'n manier gedoen wat pasmaak was vir elkeen van ons. Jan is in Februarie 1963 in Thabazimbi gebore. Hy het in 1981 op Hoërskool Rodion in Swartruggens gematrikuleer en al sy graadstudies aan die RAU voltooi. Hy het 'n doktorsgraad in antropologie by die Universiteit van die Vrystaat verwerf met die titel
Afrikaner Values in Post-Apartheid South Africa, an Anthropological Perspective. Met hierdie thesis titel kan julle sien, Jan was nie 'n man wat van kontroversie weggeskram het nie. Maar ek dink nie hy het dit bloot terwille van die kontroversie gedoen. Ek dink hy het dit gedoen omdat hy die interaksie, die gesprek met sy medemens enorm geniet het. Al het hy in mening van hom verskil. Vir Jan het jy rykdom nie in terme van geld gemeet nie, maar in terme van vriende en die mense om hom. Hy kon nie lank alleen wees nie. Dan bel hy en hy sê, kom kuier. Of wat maak jy Saterdag aand? Hy het geleef vir daardie interaksie. Hy het onbaatsigtig gegee, of dit nou 'n hawelose mens was wat vir brood by die hek kom bedel het, of die enorme hoeveelheid tyd wat hy vir sy vriende, sy kollegas en vir sake wat belangrik was gegee het. Hy was 'n gemeenskapsmens, 'n gemeenskapsleier en dit alles vir sy medemens. Dit het al op skool begin toe hy hoofseun van sy hoërskool was, onderhoofseun van sy koshuis was. Maar in die laaste 2 dekades was hy 'n munisipale raadslid, was hy voorsitter van Vrystaat Swem, voorsitter van die Nasorgsentrum, die voorsitter van die Raad van die Oorlogsmuseum. In al hierdie kontekste was die voorsitterskappe vir hom nie net titels nie, maar 'n manier om iets by te dra, 'n betekenisvolle verandering te maak aan die organisasies waar hy soveel van sy vrye tyd ingesteek het. So het Jan as voorsitter en Tokkie as direkteur so baie gedoen om hierdie museum waar ons vandag staan, inklusief Suid-Afrikaans te maak, om so eer te bring aan al die Suid-Afrikaners, wit en swart, boer en Brit, wat in die maalkolk van die Anglo-Boereoorlog vasgevang was. En ek dink wat ons hier agter my sien, wat ons hier om my sien, getuig daarvan. In hierdie opsig was Jan 'n brugbouer tussen gemeenskappe in die Vrystaat, iets wat ook in sy politieke bydraes gesien kan word. Een van sy kollegas skryf 'n dag of 2 terug op Facebook, Comrade JP was passionate about everything, his culture, literature, and our people when he was elected to be public representative. He did his work with passion, putting people first. 'n ander kollega skryf, what JP leaves behind is not what is engraved in stone monuments, but is intrinsically woven into the lives of others. Ek dink sy kollegas het hom mooi en raak opgesom. En natuurlik, Jan se ander groot passie was City-run. Hy het geleef vir Saterdagoggende, Naval Hill en die interaksie met al die City-run volunteers. Leon, ek weet jou vriendskap gaan ook jare terug. En die kans om saam met jou iets te kon bou was vir hom baie, baie besonder. Ek het Jan ontmoet by die skilderklasse wat ons woensdaagaande by St. Michael's skool gehad het en later by Jan se huis. Ek en hy en Dalena en Henk en Ronnie en Karen Thomas. Dit was ongelooflike tye en ek weet nie altyd of ons die mooiste skilderye gemaak het nie, maar dit het gegaan oor die vriendskap en die eet en die botteltjie wyn wat ons altyd gedeel het. So ja, Jan het van tyd tot tyd geskilder. Kultuur was sy ding. Sy idee van 'n mannenaweek was as hy en ek en Henk en Spoela en Johan en Rian die boekefees op Richmond kon gaan bywoon het. Jan het 'n soft spot vir boeke gehad. Hy kon nie verby 'n boekwinkel stap of selfs net 'n tweedehandse boekstalletjie sonder om 'n paar boeke te koop. Hy het boeke oor 100 onderwerpe verslind. Sy gunsteling Afrikaanse skrywer was natuurlik André P. Brink. Maar soos julle weet, het Jan nie net boeke gekoop nie, hy het hulle geskryf. En ek dink sy 2 bekendstes was sy Vrystaatse en Noord-Kaapse dorpeboeke. In daardie boeke het hy oor elke Vrystaatse dorp en Noord-Kaapse dorp iets geskryf, 'n volle 1450 bladsye. Daar moes natuurlik foto's in die boeke kom, en oorspronklik sou Paul Alberts die foto's geneem het, maar Paul is toe oorlede. So
Ek en Jan het een middag by iewers nice restaurant gaan eet. En Jan het my van hierdie projek vertel. Toe sê hy vir my sussie Johannie het vir my 'n kamera gekoop. Kom ek en jy neem sommer die foto's. 2 dae later, 5:00 die oggend, was ons in die pad, op pad na ons eerste dorp. Wat gevolg het was 'n avontuur van 'n leeftyd, duisende kilometers se ry en 300 plekke in die Noord-Kaap en die Vrystaat wat ons afgeneem het. Ons het lang debatte gehad oor wanneer is die plek op 'n kaart nou 'n dorp of is dit net 'n plek? En ons het dit opgevolg met foto-uitstallings. Wie sou ooit gedink het dat ouens soos ons foto-uitstallings sou doen? Maar Jan se groot softspot, sy groot trots, sy grootste liefde was sy gesin. Colleen, Jan Petrus, ek weet, julle pa was ongelooflik trots op julle. Sy gesig het opgehelder as hy oor julle by ander mense kon spog. Colleen, toe jy nog op skool was, het hy vir ons almal vertel van al jou voortrekkerprestasies, jou swemprestasies. En meer onlangs het dit nie baie gevat vir hom om te sê, my dogter is besig met haar M. Jan Petrus, jy was sy swemkampioen seun. Hy het eenvoudig gebars van trots oor jou. En meer onlangs het hy vir ons en vir enige wildvreemde vreemdeling vertel, my seun gee nou klas by Tikkies. Dan moes jy sy gesig sien ophelder het, die glimlag om sy mond wat ons almal so goed leer ken het. Maar ek wil ook vir julle vandag sê, hy het geweet julle is gereed om 'n sukses van die lewe te maak. Dalena, hy was so lief vir jou. Hy het op 'n hele paar geleenthede as hy oor jou by sy vriende gespog het gesê, ek het 'n wonderlike vrou. Jy het hom die ruimte gegee vir al sy projekte en die vader weet daar was baie. Die man kon nie stil sit nie. Of dit nou 'n nuwe boek was wat hy geskryf het en hy vir ure en dae in die argiewe gaan sit het en of hy een oggend opgestaan het met 'n bevlieging vandag begin hy die huis verf. En alles is geverf. Die mure, die geete, die blompotte tot die Jojo tank. Dalena, jy het hom die ruimte gegee om homself te wees, om homself uit te leef. En vir wat jy vir hom gedoen het, soos hulle in Engels sê, I stand in awe. Die liefde wat julle vir so lank gedeel het, is nogal nie iets wat so algemeen voorkomend is nie. Dis baie skaars in hierdie ou wêreld van ons. Dalena, ek dink Jan het in sy 57 jaar meer geleef en gedoen as wat baie mense wat 100 jaar oud word, leef en doen. Maar hy kon dit slegs doen omdat hy jou as sy vrou, as sy partner gehad het. En hy het 'n enorme waardering daarvoor gehad. Ek weet dit, want hy was nie skaam om dit te sê. So Dalena, ek wil afsluit deur te sê, in die swaar tyd waarin jy en Colleen en Jan Petrus nou is, moet julle weet, die mense wat vandag by hierdie begrafnis is, dis jou binnemense. Ons kan niks aan die feite verander nie, maar jy hoef nie op jou eie hierdeur te gaan. Daardie gemeenskap waarvoor Jan soveel gedoen het en gevoel het, daardie gemeenskap is die mense hier. En hierdie gemeenskap is daar vir jou, daar vir Colleen, daar vir Jan Petrus. Hierdie gemeenskap omvou julle vandag in ons arms en in ons hand. Baie dankie. Baie dankie, geliefd. Dit is 'n baie raak beskrywing van my swaar Jan, soos ek hom onthou. Ekskuus die barra in die keel. Vriende, ek wil net namens die familie en Dalena, Jan Petrus en Colleen die volgende bedankings doen. Baie dankie aan die mediese personeel van Bloemfontein Medikliniek, Rosepark Hospitaal, vir julle liefdevolle versorging van Jan. En ek wil ook sommer byvoeg
dat ons daarom in hierdie COVID-tyd daarom gereeld terugvoer kon kry uit die hospitaal uit oor Jan se toestand. Dominee Jan Libbe, baie dankie vir jou ondersteuning, jou mooi boodskap vandag. Dit was ook 'n raakbeskrywing van hoe ons vir Jan geken het. En ook vir jou verstaan en ook vir die diens hier. Baie dankie. En dan vir die Nywil Heel bidgroepie, elke oggend. Baie dankie vir daardie ondersteuning wat julle aan Dalena al gegee het en vir Jan gebid het. Dit was baie kosbaar vir die gesin, maar natuurlik ook vir ons as familie en vriende en kollegas. Rita, ek het jou nie ontmoet nie, maar baie dankie vir jou hulp met Jan se werk, goed. Jy is baie kosbaar vir die gesin. En dan dankie Tokkie, dat die diens hier by die Oorlogsmuseum, wat so na in Jan se hart was, kon plaasvind. En dankie vir die gazebo's, en Jacques vir die spysenering, klank, en Dani vir die video. Ons bedank jou daarvoor. Anita, dankie, dat ons weer eens kon gebruik maak van jou huis. En dankie vir alles wat ons daar by jou ons by jou kon afpak, maar dat ook al die ander familie en vriende. Dankie daarvoor Anita, ons waardeer dit, dat jy ons so bederf het. En dankie vir Immanuel begrafnisdienste vir julle professionaliteit. En dan besonder baie dankie vir elke gebed, elke boodskap, elke oproep. Dankie vir al die etes wat net afgelaai is. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir al die blomme. En dan Johannie, dankie. En dan vir ieder en elkeen van julle hier, dankie vir julle teenwoordigheid vandag. Die familie Jan Petrus, Colleen en dan Dalena, dankie. Sê dankie vir julle hier. Maar ek kan ook nie nalaat om dankie te sê vir Dalena in die gesin nie. Dalena, dankie dat jy so sterk gestaan het in die familie. Dis 'n moeilike tyd waardeur jy deurgegaan het, maar niks was moeite om vir die breër gesin, familie en kollegas op hoogte te hou, gaan dit met Jan nie. Ons weet, dit was 'n moeilike tyd. Baie sterkte en baie dankie vir alles wat jy gedoen het. Dankie almal. Vriende, ons het aan die einde van ons program hier gekom. Hierna, as ons na die laaste lied geluister het, kan ons almal daar by die stoep van die Oorlogsmuseum, daar is verversings voorberei en in 'n pakkie gesit. Elkeen kan een neem en dan kan ons nog so 'n bietjie saam met mekaar tyd verwyl, ook om naby aan die familie te wees. Ek het eers toe ek hier kom staan eintlik besef, soms in die groter skema van dinge werk iets heeltemal anders uit as wat 'n mens beplan het. Who could have think that on this specific date, the 8th of January 2021, we will be here on this site. And I choose to say that in English. Op 'n Afrikaanse plek. Dit was Jan se lewe. Hierdie land, hierdie plek, ook die organisasie waarvan hy deel geword het. And if I conclude with a prayer for the blessing of God on us, it is a prayer for this place, it is a prayer for our country in a very, very troubled time. Laat ons dan bid om die seën van die Here op die werk van Jan en dat hy in vrede mag rus
en seën wat troos beteken en vir julle weer blydskap sal bring. A song of joy, not only for us but for this country. Let us pray for the blessing of the Lord. Mag nou die genade van die Here, ons God, en die liefde van hom, ons Vader, en die troos van sy Gees by ons bly. Amen. Ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan. Sit ek als my hande neer, sodat ek joune in myne kan neem. En ek sal wag dat die wêreld wegraak vir aandag in jou oor. Ek sal seker maak jy glo my en dat jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek en ewig in stilte. Die son wat op jou stoep kom dans as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek en 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede en ewig in stilte. Had ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan. Sal ek sonder blik of bloos myself in die oomblik verloor. Is onbelangrik hoe ons lyk, want ons het die plek of tyd. Liewe mens, jy moet my glo. Mag jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek, ewig in stilte. Die son wat op jou stoep kom dans as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek, 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede en ewig in stilte. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede en ewig in stilte.